Here, hierdie lied wat ons sopas gesing het, se woorde middelpunt van ons verlange, spreek so oneindig diep. Daar is 'n verlange in ons, daar is liede, soos 'n wildsbok smag na water. Daar is hoeveel ander liede, wat hierdie dors, hierdie verlange, hierdie behoefte in ons besing. Gedigte, boeke, hier diep binne in ons, in elke mens, is daar 'n soeke na U. Ons hemelse Vader, ons God, ons middelaar, ons verlosser, ons leidsman, die een wat ons lei en sterk maak en hoop gee vir die toekoms. En hier is ons vanoggend. Ons is hier om na te dink aan die oomblikke waar ons Here sy alles gegee het, letterlik sy alles, bo menslik anders. Alles, ter wille van ons. Here, ons wil bid dat U dit in ons harte sal stil maak, dat U ons harte en ons verstand sal oopmaak, dat ons net iets van die diepte, van die erns hiervan sal verstaan, en dat dit onlosmaaklik deel sal wees van ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Markus 15, vers 33. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop 'n spons met suurwyn deurweek, het op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. Toe die centurio wat reg oorkant hom gestaan het, hom sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God. Daar was ook vroue wat op afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die moeder van jong Jakobus en Joses en Salome. Dit is die vroue wat hom, toe hy in Galilea was, gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Tot daar ons skriflesing. Ons teksvers praat van die 6de uur. Nou die Jode tel die dag van 6 uur die oggend af, soos die 6de uur is dan 12 uur die middag, tot die 9de uur, so dis tot 3 uur die middag, van 12 uur die middag tot 3 uur die middag. Die tyd van die dag waar die son op sy helderste skyn. Die warmste tyd van die dag. Word dit skielik donker. Hierdie duisternis, deur die eeue heen, het mense begin redeneer, wat se duisternis sou dit 'n sonsverduisternis wees, hoe sou dit? Dit is nie ter sake nie. Wat belangrik is dat hierdie duisternis
wat spesifiek op hierdie tyd plaasgevind het, 'n teken is, 'n duidelike teken. Nou as ons bietjie gaan terugkyk in die Bybel, dan lees ons dat duisternis is 'n teken van die oordeel van die Here. Was ook een van die plaag, die 9de plaag in Egipte. 'n duisternis wat gevoel kon word. Nou is daar weer duisternis, want die oordeel van God is duidelik sigbaar. In Amos 8 vers 9 lees ons, dat in die dag, spreek die Here, Here, laat ek die son op die middag ondergaan, en vir die aarde die lig duister word, terwyl dit nog dag is. Dit praat van die Yom Yahweh, die dag van die Here, waar die Here oordeel. Vir Israel het dit beteken, God oordeel oor die vyand. God sou met Israel se vyande afreken, en God sou sy volk red. Dit is 'n teken van sy genade en sy beskerming wat oor sy volk is. Dit is wat dit destyds vir Israel beteken het oor die algemeen. Vir ons, as ek vir u sou vra, wat sou u sê, wanneer is die dag van die Here wat gaan kom? Dan is ons dit eens, dis die wederkoms. Die groot oordeelsdag, daardie dag wanneer die trompet gaan blaas, Jesus met die wolke kom en die finale dinge afgehandel word. Die oordeel oor die bose, finale oordeel oor die bose en die finale fase in die verlossing van God se kinders. 'n Nuwe hemel, 'n nuwe aarde. In Amos is dit eintlik so bietjie anders. Daar's 'n ander nuance in die sin dat Amos spreek oor die duisternis en die dag van die Here wat kom en die oordeel van die Here wat oor die volk van Israel gaan kom. Omdat hulle ongehoorsaam is en omdat hulle nie na God luister nie, omdat hulle afgedwaal het en daarmee saam gaan al die heidense gebruike, die offers, die onreg wat teenoor die armes en die weduwees gepleeg word, die wat swakker is in die samelewing word uitgebuit. Daarom kom Amos en hy praat van 'n dag van die Here waarin dit gaan donker word en God die son op die middag laat ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit dag is. En miskien as ons so daaraan dink, dan is dit hier in die begin, miskien met die ballingskappe en so aan, maar dadelik nou op Goeie Vrydag dink ons dadelik dat dit moontlik ook na die kruisgebeure sou verwys. Hier by die kruis is hierdie duisternis teken dat dit die dag van die Here is, die dag van God se oordeel, en dat God se oordeel in sy volheid gaan plaasvind. En heel eerste word ons koud, want ons ken die verhaal. Ons weet van die mense wat daar rondom die kruis staan en spot en spoeg en vloek en vuiste in die lug en hulle het nie 'n idee wat aangaan nie. Terwyl Jesus die onskuldige daar aan die kruis hang
En dit mag wees dat God se oordeel sy volk gaan tref. Maar die wonder is dat God se oordeel sy volk verbygaan en in sy volle felheid Jesus aan die kruis tref. Ons het nie 'n idee, ons het nie naasten by 'n idee hoe dit, wat die intensiteit daarvan was nie. Die intensiteit daarvan was so groot dat die son geswyg het voor God se oordeel. Dat die son donker geword het. Dat die kosmos dat daar iets gebeur het. Omdat die God van die kosmos sy uiterste oordeel op een mens rig. En dit is in daardie oomblikke waarin Jesus uitroep, sê Markus vir ons, my God, waarom het U my verlaat? Hy bid woorde uit die Psalm 22, 'n klaagpsalm, waar die psalmdigter hier in die begin in wanhoop uitroep, my God, waarom is U so ver van my af? Waarom het U my verlaat? Dadelik dink ons ook aan ons soms, wat voel maar, God hoor my nie, ek bid en die Here hoor nie, of my gebede slaan teen die plafon vas, of waar is God as sulke slegte dinge hier rondom ons gebeur, hoekom verhoed hy dit nie? Maar dit is nie naasten by die intensiteit van wat hier gebeur het nie. En hierdie gebed, tydens hierdie oomblikke van ware godsverlatenheid, wat ons nooit sal ervaar nie. Hou Jesus aan die Vader vas. Vers 25 van Psalm 22 sê, want hy die ellende van die ellende, dis nou God die Vader, hy het die ellende van die ellendige, in ons konteks is dit Jesus aan die kruis, nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom verberg nie, maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het, om hulp. Dat 'n psalmdigter eeue voor dit kon skryf, dit kon ervaar, dit kon skryf, en dat in hierdie oomblik aan die kruis, Jesus aan sy Vader vashou. Hy ervaar nie net die liggaamlike, die fisieke pyn nie, maar die volle gewig van God se oordeel en God se verlatenheid. Hy voel die afstand van die Vader, sodat ons dit nooit hoef te voel nie. Van die omstanders daar rondom, hulle verstaan nie die taal wat hy praat nie, hulle verstaan nie die woorde wat hy sê nie, en hulle gaan aan met spot. Party sê, kyk, hy roep vir Elia, in die geskiedenis is Elia as 'n figuur wat hulp verleen aan noodlydendes beskou. Dat daar
verhale en legendes is van mense wat swaar gekry het en in hulle intense swaar kry kom Elia en hy red hulle daarvan. Hy vat hulle weg van daardie swaar kry af en hy gaan plaas hulle. Dan selfs een verhaal wat vertel hy het hom 640 kilometer ver van hierdie plek van swaar kry af vir die persoon wat op daai stadium so swaar gekry het. Daar's baie sulke legendes en daarom is hierdie mense dadelik opgewonde en geïnteresseerd. Sê maar hy roep vir Elia, kom ons kyk. En wat doen hulle? Hulle gee vir hom 'n spons met asyn. Nou daardie asyn is 'n suurwyn. Dis 'n goedkoop wyn wat soldate baie keer gedrink het. Dit is iets wat Jesus se lyding sou verleng. Hy's dors, gee vir hom iets om te drink, nie water nie. Hierdie suurwyn wat nie pas by die koning van die heelal nie, maar dat hy hierdie spons gegee word sodat hy langer kan lewe, want ons wil sien of Elia kom om hom te red. Dit sal daarom nou vir jou 'n ding wees. Ons wil sien hoe dit gebeur. Wat eintlik hier gebeur, is dat Psalm 69 vers 22 in vervulling kom. Toe ek dors was, het hulle my asyn laat drink. Eeue van tevore, reeds voorspel. Terwyl hierdie dinge so besig is om te gebeur, nie die mense geen benul het van wat gebeur nie, is Christus aan die kruis in beheer van dit wat gebeur. Hy stap die pad, want hy weet hy moet. Hy drink die volle beker van lyding. Nie 'n druppel van die lydensbeker word agtergelaat nie. Hy kies bewustelik om elke aspek, selfs die bitterste druppels, deur te staan. Terwille van ons. En dan sê Markus net kortweg, hy het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Vandag, ook selfs in sy sterwensoomblik, neem hy die inisiatief om hard uit te roep. Iemand wat so lank al gemartel word en hierdie lyding en al hierdie ontberings deurgaan op pad Golgotha toe. Iemand wat aan die kruis hang, is teen hierdie tyd al so swak en uitgeput, dat hy skaars hoorbaar kan praat. Hy kan nie praat nie. Ek wil nie in diepte daarop ingaan nie, maar terwyl 'n mens so hang, die idee is dat jy later versmoor, jou longe, jy kry nie meer asem nie, want jy hang al swaarder in jou midrif, styg op en jy kry nie asem nie, alles word doodgedruk. In hierdie oomblik, Jesus se laaste oomblik, voordat hy sy laaste asem uitblaas, gee hy 'n triomfanklike oorwinnaarskreet. Ons lees hier in ons teks, Markus sê, toe hierdie Gideaarg, toe hy sien dat Jesus so sterf. Hy's 'n Romeinse soldaat. Hy's 'n heiden. Hy's 'n geharde soldaat. Hy's hoofman oor baie heidense soldate, 1000. Toe hy
toe hy Jesus so sien sterf, toe is hy die eerste persoon na Jesus se sterwe, wat erken, dat Jesus Christus die Seun van God is. Kan nie anders nie. Johannes sê vir ons, Jesus roep uit, dit is volbring. Nie in wanhoop nie, nie dankie tog, dit is verby nie. Dit is volbring. Oorwinnaar. Hy lê sy lewe neer, het word nie van hom ontneem nie. Die voorhangsel in die tempel skeur. En dit was nie 'n priester wat hier onder by die voorhangsel gestaan het en hom geskeur het, tot hy daarbo geskeur het nie. God het dit gedoen, hy word van bo af geskeur, ondertoe. In die ou tempel kon net die hoëpriester in die allerheiligste kom. Nie eers Jesus as mens, wat 'n rabbi was, mag in die allerheiligste van die tempel gekom het nie, van die ou tempel gekom het nie. Die simbool van die voorhangsel wat skeur, is dat God elkeen van ons toegang gee tot die allerheiligste. Daardie plek waar net in die oë van Israel die heiligste van almal, van die hele volk, een keer 'n jaar kon ingaan. Daardie plek word aan elkeen van ons gegee. Selfs vir daardie Romeinse soldaat. Vers 39 sê, toe die centurio wat reg oorkant hom gestaan het, om sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik die Seun van God. Nee, die toneel sluit af, met hom wat het sê, met die vroue teen die agtergrond, vroue wat hom gevolg en bedien het. En saam met hierdie Romeinse soldate is hulle die getuies van wat hier gebeur. En die wonder, Sondagoggend, is dit ook 'n vrou wat die eerste getuie is van sy opstanding. Amen. Here, saam met hierdie soldaat, saam met hierdie vroue, is ons ook vanoggend getuies. Getuies van wat werklik gebeur het. Getuies daarvan dat U as God dit regtig vir ons gedoen het. Dat ons nooit daaraan hoef te twyfel nie, dat ons geloof versterk kan wees, dat ons hieraan kan vashou. Here, dat ons kan weet in hierdie lewe en hierna is ons veilig in U hand, want Goeie Vrydag het plaasgevind. Elke druppel van die lydensbeker het U gedrink. Vir my, vir elkeen van ons. En Here, in hierdie oomblikke wat volg hierna, tot Sondagoggend, wanneer ons die opstanding kom vier, wil ons vra, wanneer ons net nou uitstap uit hierdie kerkgebou uit, en ons weer met ons oë en ons sintuie, ons ore, die wêreld hier buite sien en hoor, en alles wat ons aandag hiervan aftrek, dat U deur die Gees in ons harte, daar waar net U is, dat U dit in ons sal stilhou. 'n Stilte waarin ons onsself daaraan herinner, dat in hierdie oomblikke
ons Heiland neergedaal het, sy oorwinning in die hel gaan aankondig het en opgestaan het uit die dood. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.